Op die vooraand van die 2026 skooljaar is duisende skoolkinders nog nie in skole geplaas nie. News24 berig Vrydag die 9de Januarie 2026 dat dit tot soveel as 23.000 in 4 provinsies beloop, met minder as 3 volle werksdae oor voor die eerste skoolklok van die jaar lui. Advokaat Anton Alberts verteenwoordig die VF+ in die Gautengse wetgewer en werp meer lig hierop. Anton, daardie syfers waarna News24 verwys is vir 4 provinsies. Hoe lyk die situasie hier in Gauteng? Dankie. Die inligting wat ons tans het is dat daar meer as 5000 leerders geplaas moet word in graad 8 en in graad 1. En dit is 'n probleem elke jaar, dis 'n herhalende probleem dat daar al hoe later plasings plaasvind en dit skep natuurlik baie spanning by families en gesinne wat moet weet dat hulle kinders geplaas is in 'n skool. Skole begin volgende week, so die vraag is gaan almal betyds geplaas kan word. So die kern van hierdie herhalende probleem is dat die departement die plasing sentraliseer onder hulle self deur middel van hulle eie aanlyn sagteware stelsel en hierdie aanlyn sagteware stelsel gee baie probleme. En dit het ook hierdie snaakse effek dat dit leerders plaas waar families van mekaar geskei word en waar leerders geplaas word baie ver weg van hulle naaste skool af in plaas van die naaste skool soos hulle graag sou wou gehad het en dies meer. So dit skep baie probleme en ons is nou al half gewoond daaraan dat hierdie stelsel gaan net aanhoudend probleme gee in elke jaar en in die toekoms in. En dit kan net beter gaan indien dit verander sou word deurdat elke skool sorg dat hulle wel die aansoeke wat by hulle ingedien word hanteer. Indien daar wel dan skole is wat vol is, kan ouers dan wel dan na die departement toe gaan en vra vir die plasing in ander skole nader aan hulle, wat miskien nie die skole is nie wat alreeds vol is, maar hulle kan dan wel geplaas word in skole wat nie te ver van hulle huis af is nie. Maar dit gebeur natuurlik ook nie. Die sagte ware werk nie behoorlik nie. En mens weet ook natuurlik nie of daar wel 'n mate van manipulasie in die sagte ware stelsel is nie. Anton, jy het verwys na die sentralisering van die plasings as deel van die probleem. Is daar die afgelope jaar genoeg kapasiteit geskep, 'n nuwe skole gebou? Dit is die grootste probleem, Jaco, is dat daar nie genoeg skole gebou word nie. Daar's baie beloftes gemaak sedert 2014 toe Lesofie wel die LER van onderwys geword het en hy het ondernemings gemaak rondom die bou van honderde ander skole wat die probleem sou oplos, maar dit is nie gedoen nie. Die tender vir die bou van nuwe skole is 'n groot probleem. Die ander kwessie is dat die bou van skole nie onder die jurisdiksie val van die departement van onderwys nie, maar wel onder die departement van infrastruktuurontwikkeling. En daardie departement het verskeie eie probleme en uitdagings om infrastruktuur uitdagings af te handel. So daar word nie skole gebou nie en dit skep 'n probleem op die bestaande skole, baie druk op die bestaande skole en natuurlik uiteindelik lei dit baie keer tot botsing tussen ouer gemeenskappe wat baie keer in 'n rasse herrie ontaard wat nie so moet wees nie, omdat ouers, maak nie saak watter kleur hulle is nie, bekommerd is oor hulle kinders en hulle kinders in goeie skole wil plaas, maar die stelsel skep 'n probleem tussen hierdie gemeenskappe en dit moet gestop word. So daar moet baie meer skole gebou word. Ons sien hoeveel geld word gemors. Die departement van onderwys het blykbaar in die finansiële jaar wat nou verby is, alreeds bykans 1.5 miljard rand moes afskryf en dit lyk of daar nog 'n 1.5 miljard afskrywing ook gaan kom by die ouditeur-generaal aanbeveel het. So met ander woorde, jy kyk na 3 miljard rand verspilde uitgawes. Nou 3 miljard rand is baie groot bedrag. Jy kan 'n hele paar skole daarmee bou wat nie gedoen is nie. So daar's baie probleme in die departemente wat onder die ANC resorteer tans. Alhoewel die ANC regeer as 'n tipe regering van 'n provinsiale eenheid met kleiner partye, is daar 'n probleem dat hierdie kern departemente soos infrastruktuur en skole, onderwys, val onder die ANC se beheer nog steeds en dis waar die kern van die probleem vir ons lê en hopelik kan ons dit wel in 2029 verander. En met die verkiesing wat nou kom van die plaaslike regeringsverkiesing einde van die jaar, glo ons dat ons alreeds die eerste stappe geneem om die mag weg te neem van die ANC in totaliteit.
Baie dankie aan advokaat Anton Alberts, 'n VF+ lid van die Gautengse provinsiale wetgewer. Van my, die ander Jaco, tot volgende keer, DV, wederom.